So, wat ons agtergekom het oor die jare, vandat ons life coaching doen, en dit is nou al van 2016 af, het ons agtergekom, daar's 'n direkte verhouding tussen 'n persoon se emosionele kapasiteit en hulle finansies of hulle inkomste. En ek gaan dit vinnig so verduidelik. Veronderstel optimale funksionering, vergeet nou van hierdie oranje tough day, veronderstel optimale funksionering is 'n 5 uit 10. Dis hoe ons funksioneer elke dag. En dit beteken dat ek is kreatief, ek het energie, ek voel helder, ek kan myself emosioneel reguleer, ek is op 'n goeie plek. Soos wat die verantwoordelikhede van die dag en die frustrasies van die dag toeneem, gaan ek hier op hierdie oranje lyn gaan 'n bietjie hoër. So die oomblik as ek tussen 'n 5 en 'n 8 is, dan gaan my funksionering stadig in veg en vlug in. Veg is ek is meer geïrriteerd, ek is meer gefrustreerd, ek raak al hoe kwaader en die uiteinde van dit sal rage wees as ek by 8 kom. Vlug sal wees, ek is bekommerd, ek is angstig, ek begin te onttrek, ek raak al hoe stiller, en ek kom naderhand op 'n plek hier by 8, wat ek vries, ek onttrek heeltemal, alles raak vir my te veel. En die oomblik as ek tussen 8 en 10 is ek in oorlewing. En oorlewing beteken dit, ek kan nie meer goed funksioneer nie. Ek voel totaal oorweldig. Al wat ek kan dink is, hoe gaan ek hier uitkom? Ek het nie energie nie, my kop voel die hele tyd dof, ek maak foute, ek vergeet goed, ek is emosioneel reaktief, moenie eers vir my snaaks kyk nie, dis tussen 8 en 10. So, elke inkomstevlak het sy eie verantwoordelikhede en frustrasies. So, as jy R10,000 'n maand verdien, het jy R10,000 'n maand se frustrasies en verantwoordelikheid. As jy R20,000 'n maand verdien, het jy R20,000 se frustrasies en verantwoordelikheid. As jy R50,000 verdien, is jou frustrasies en verantwoordelikheid meer, en as jy R100,000 'n maand verdien, het jy baie meer frustrasies en verantwoordelikheid as die persoon wat R10,000 'n maand verdien. Ja, die persoon wat R10,000 'n maand verdien, verstaan nie die verantwoordelikheid en frustrasies van iemand wat R100,000 'n maand verdien nie, want hulle is nog nie daar nie. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle weet nie wat dit is nie. Al wat hulle sien is die shiny objects, is al wat hulle sien. So, omdat my emosionele kapasiteit my toelaat om net 'n sekere hoeveelheid frustrasies en verantwoordelikheid te kan hanteer, die oomblik as ek in oorweldig ingaan, dan begin ek foute maak. Die oomblik as ek in oorweldig ingaan, dan kan ek nie meer helder dink nie. Die oomblik as ek in oorweldig ingaan, dan wil die mense by die werk nie naby my wees nie, en ek wil nie naby hulle wees nie. So wanneer jy net gaan op kwalifikasie en intellek, wat nie gelykstaande is aan emosionele kapasiteit nie, dan word party mense in posisies aangestel, wat hulle nie die emosionele kapasiteit het vir daardie posisie, of daardie rol, se verantwoordelikheid en frustrasies nie. So as ek algemene bestuurder is, en ek wil graag die streeksbestuurder se pos hê, en ek weet die streeksbestuurder gaan aftree oor 2 jaar, en om streeksbestuurder te wees, moet ek 'n paar kursusse doen, sodat ek gekwalifiseerd is om daar te wees, en ek is nou al die langste in die maatskappy, so ek staan die beste kans om daar te wees, en ek wil dit graag wees, want hy ry die hele dag rond, kuier net altyd by mense, en hy het 'n groter kar en 'n groter salaris, en dis wat ek wil daai pos hê. So ek kry myself so lank reg, ek gaan doen die paar kursusse, ek doen aansoek vir die werk, en ek kry die werk. 6 maande later in daai pos, dink ek hier is die slegste werk wat jy kan kry. Ek kla oor al die kliënte, ek kla oor die werk, oor die tyd wat ek op die pad spandeer, op die tyd wat ek weg is van my huis af, want wat ek nie geweet het nie, ek het nie geweet wat is die verantwoordelikhede en die frustrasies. Jy kan vir 'n verantwoordelikhede posbeskrywing op papier sit. Wat jy nie vir my kan sit nie, is hoeveel dit emosioneel vir my vat om dit te doen. So, wanneer ek in daai pos ingaan, het ek nie geweet, dit gaan soveel emosioneel vir my vat nie. My kapasiteit was nie groot genoeg vir die verantwoordelikhede en frustrasie vir daai pos nie. 6 maande later wil ek uit, 6 maande later dink die maatskappy, hulle het 'n fout gemaak om hierdie persoon aan te stel. Want ek kom nie by al die kliënte uit nie, ek het nie goeie verhouding met die kliënte nie, ek is laat vir my afsprake, ek vergeet goed, ek het nou al probleme by die huis, omdat ek keer nie by die huis is nie, en skielik is dit nie meer die geld werd, of die nice car werd, om in daardie pos te wees. Dis hoe emosionele kapasiteit werk. As jy so iemand stuur na een van ons opgeleide neurocoaches toe, dan dis waarmee ons werk. Ons help daai persoon om deur daai frustrasies te werk, alles te verwerk, sodat hulle emosionele kapasiteit kan vergroot, sodat hulle kan ingroei, emosioneel kan ingroei in hulle rol en in hulle posse. Hier sou dit werk, as jy 'n besigheid het. As ek en Susan en Antoinette in dieselfde bedryf is, ek doen in my besigheid 100,000 'n maand, dis my omset. Antoinette doen 200,000. En ek kyk so vir myself en ek dink, ja, maar ek weet meer as Antoinette. En ek is 'n man in hierdie bedryf wat eintlik 'n manbedryf is en sy is 'n vrou. Hoe kry sy dit reg om 200,000 te doen? Nou begin ek vir myself goed te sê soos ja, jy weet, dalk vat sy bribes, dalk vat sy die mense ouens uit vir ete, dalk is dit haar charm, dalk is dit dis nie tipe goed wat deur my kop gaan. Wat ek nie weet nie is hoe lyk haar emosionele kapasiteit vergelyking met myne. Dis wat ek nie weet nie.
Susan se kapasiteit is 500,000 'n maand. So Susan gee 'n tender uit en ek en Antoinette gaan albei tender. Die tender is 190,000. Vir Antoinette is dit okay, dis wat sy elke maand doen. Sy is gemaklik met 190,000 rand se tender, sy doen 200,000 elke maand. Vir my is dit my lucky break. Ek kan nie wag vir hierdie nie. Ek gaan hier is my geleentheid wat ek nog altyd voor gewag het. Nou ek doen net 100,000. So ek gaan skielik dubbel verdien. So as Susan die tender inkry en bloot op sigwaarde gaan. Ek het gehoor Antoinette kwoteer 195, ek kwoteer 190, dat ek 5,000 onder haar is wat ek die werk kan kry. As Susan bloot op sigwaarde gaan en sy dink aan okay, ek kan 5,000 spaar, stel sy my aan. Iets wat sy nie weet nie. Sy weet nie of ek die emosionele kapasiteit het om die werk te doen. Wat ek nie weet nie, is ek het nog nooit 'n 200,000, 190,000 rand se werk gedoen nie. Ek weet nie wat dit verg nie. So skielik wanneer ek die werk begin doen, is daar probleme wat opduik wat ek nog nooit voorheen mee te doen gehad het nie. So wat gebeur? Ek raak voel oorweldig, ek begin te reageer, ek begin foute te maak, ek vergeet goed, want ek raak in veg en vlug in, ek raak oorweldig. Ek werk al hoe langer ure, so ek is nog meer uitgeput en moeg, en die projek wat 'n maand moes vat, is besig om uit te reik na 6 weke toe, is besig om uit te reik na 2 maande toe, en eventueel na 2 maande wat ek klaar maak, het ek nie die wins gemaak wat ek wou gemaak het nie. Susan is bitter ongelukkig, sy het my aangestel, want die projek moes in 'n maand klaar gewees het. Ek betaal boetes, omdat ek oor die tyd is, en ek maak glad nie die wins wat ek gedoen het nie. En wat doen ek? Omdat ek nie verstaan van emosionele kapasiteit nie, ek gee vir alles en almal die skuld, hoekom hierdie projek nie gewerk het. As Susan ons sou inroep, en sy met ons 'n onderhoud gehad het, dan sou sy agtergekom het, omdat sy 500,000 'n maand doen, omdat sy lank in die bedryf is. As sy met my praat, ek is oorywerig, ek is op my senuwees, ek is gretig, ek wil graag hierdie hê. Sy sou dit optel, en sy optel met Antoinette. Antoinette is gemaklik, sy het dit al baie gedoen, sy weet wat om te sê, sy weet wat om te antwoord. Inteendeel, Antoinette vertel vir haar stories wat Susan nie eens aan gedink het nie, want sy was al daar gewees. So Susan sal vir Antoinette die tender gee, al is dit 5,000 rand meer. En Antoinette sal binne 30 dae die tender klaarmaak, en sy is baie gelukkig en almal is gelukkig. Hoekom? Haar emosionele kapasiteit is groter as wat myne is. En so emosionele kapasiteit, as ek dit kan verduidelik met 'n grafiek, sal dit so werk. As jy 50 eenhede vaardigheid, kennis en ervaring het, en 10 eenhede emosionele kapasiteit, kom ons maak dit, jy kan net 10 frustrasies per dag hanteer, of 10 verantwoordelikhede per dag hanteer, voordat jy oorweldig is, gaan dit jou 500 eenhede geld inbring. Vir die persoon wat sy dubbel die emosionele kapasiteit het, en hulle kan 20 verantwoordelikhede of frustrasies per dag hanteer, met dieselfde kennis en ervaring, gaan dubbel die inkomste kry. Dit is net hoe dit werk. Dis hoekom mense wat is in jou bedryf, hulle werk nie so hard as wat jy werk nie, en hulle verdien meer. Hoe kry hulle dit reg? Hulle het 'n groter kapasiteit. Dis hoe hulle dit reg kry. So wat belangrik is, wanneer ek met kliënte werk, en wanneer ek my tegniek MLNP gebruik, is wanneer ons deur hierdie frustrasies werk, wanneer ons deur hierdie waardes werk, hierdie ongemaklike inligting wat ek nie van hou nie, wat ek agtergekom het wat my terughou, en hoe ek dink oor myself en voel oor myself, wanneer ek daardeur werk, dan help ek die kliënt ook om hulle emosionele kapasiteit te vergroot. Dit is hoe Susan se omset 4-mal vergroot het. Nie omdat sy meer kennis het nie, sy verkoop nog dieselfde. Is nog dieselfde toerusting wat sy verkoop. Sy kan dit baie meer hanteer as toe ons begin het. So, voor ek gaan begin werk met my kliënt, wat weet ek? Ek weet hoe hy sy geld spandeer. Dis die spreadsheet, ek weet hoe hy sy tyd spandeer. Ek weet wat sy geldsisteem is. Ons weet hoe sy ouers met geld gewerk het en die invloed daarvan op sy eie denke. Ek weet wat hy oor homself glo, hoe hy dink en glo oor geld, oor welvaart, oor sukses. Ek weet wat is sy worthy and deserving set point. Ek verstaan sy algemene funksionering, want ek het 'n assessering. Verstaan sy suksesstrategies, ek het 'n assessering. Daar's 'n ander assessering wat ons invul, en dis die money preference assessment scale, wat vir my sê verder hoe hy dink oor geld. Daar's 'n ander raamwerk wat ek met hom doen, wat sy money personality style is, wat ek letterlik weet, is hy 'n spender, is hy 'n hoarder, is hy 'n monk, hoe dink hy, hoe spandeer hy sy geld, wat is sy styl? En wat ons ook weet, is wat is die kennis en vaardighede wat benodig word, sodat hy kan uitkom waar hy graag wil uitkom. Dis 'n klomp inligting. My werk as sy life coach is al hierdie punte, behalwe die ondersteuning. Sy werk is die ondersteuning, dis wat hy moet gaan doen. So, hoe werk ek met hom? Ek kan op een van 2 maniere werk.